President Cyril Ramaphosa sal nie die parlementêre uitsettingskomitee se voorlopige werk probeer met 'n interdikt verhoed nie, solank die werklike ondersoek nie begin voor sy hersieningsaansoek afgehandel is nie. Die komitee vergader vandag om 2 uur in die Good Hope Kamer om 'n voorsitter te kies. Die Mfuleni plaaslike munisipaliteit probeer tans meer as 2,5 miljoen rand van 'n voormalige werknemer as Mendini Silence Moonwai verhaal. Moonwai het glo vir byna 4 jaar lank sy salaris en byvoordele ontvang sonder om ooit vir werk op te daag. In Mpumalanga, die taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigde oupa Bafana Sindani hul dringende aansoek teruggetrek om hul inhegtenisneming te stop. Die twee staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwasery wat verband hou met beskermingsgeld van meer as 2,5 miljoen rand. 'n Raadslid van die Inkatha Vryheidsparty, Mbozo Mzwandile Mtinkulu, is donderdag aand tydens 'n gemeenskapsvergadering in Bekkersdal doodgeskiet. 3 ander persone is in die aanval beseer toe die gewapende mans op vlug geslaan het. Die onafhanklike verkiesingskommissie gaan die African National Congress en Rais Mzansi vra om te verduidelik oor skenkings wat hulle ontvang het. Die ANC 2 skenkings laat verklaar terwyl Rais Mzansi 'n lening van 30 miljoen rand na 'n skenking laat omskakel het. In die Oos-Kaap is 'n man wat homself as kolonel Zweni van die Valke voorgedoen het, saam met 'n voormalige polisiebeampte in hegtenis geneem. Die twee het vir byna 'n jaar lank staatsamptenare mislei en staatsbronne misbruik. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het die nasionale tesourie versoek om in te gryp in 'n ondersoek na 'n huurooreenkoms van 70 miljoen rand. Die gebou in Pretoria staan leeg en is nooit deur die beplande huurders beset nie. Die spesiale ondersoekeenheid ondersoek 'n tender van 53 miljoen rand vir die aankoop van 10,000 tablette vir militêre veterane. 7,000 van hierdie toestelle word al vir 3 jaar lank ongebruik in stoorplekke gehou. 2 kinders van 12 en 13 jaar oud is Sondag in Stellenbosch beseer in 'n ongeluk waarby 'n voertuig van die munisipaliteit betrokke was. Die polisie ondersoek 'n saak van roekelose en nalatige bestuur. Bafana kon Sondag, dis nou gister, nie na Mexico vertrek vir die Wêreldbeker sokkertoernooi nie, weens probleme met visums vir sommige spelers en amptenare. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het die situasie as 'n verleentheid beskryf. Altesaam 36 mense is verlede week in Gauteng in hegtenis geneem tydens operasie Floreer. Die polisie en die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het op 16 onwettige vuurwapens en 810 patrone beslag gelê. 2 mans is Saterdagoggend in 'n vermoedelik xenofobiese geweldvoorval in Mosselbaai vermoor. Die polisie in die Tuinroete distrik bly op gereedheidsgrondslag terwyl ontheemde mense in munisipale geboue gehuisves word. In Calcutta polisiekantoorgebied in Mpumalanga is 2 mense Vrydagoggend by die White House Tavern doodgeskiet. Die polisie het 28 geweerpatrone en 10 9mm patrone op die toneel gevind. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek het Vrydag sy tweede tussentydse verslag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig. Openbare verhore hervat vandag na 'n kort onderbreking. Die burgemeester van Mfuleni, Sepu Gadebe, is teruggeroep nadat die African National Congress verlede week 'n tussenverkiesing in Everton Wes aan die Demokratiese Alliansie verloor het. Dit is die eerste keer sedert 1994 dat die ANC die wijk verloor het. 2 ontploffings by Woolworths winkels in Pretoria en Bloemfontein word deur kenners as moontlike waarskuwings beskou. Niemand is in die voorvalle beseer nie, maar die Amerikaanse ambassade het 'n veiligheidswaarskuwing uitgereik. Buitelandse nuus, die Verenigde State het gewaarsku dat hulle in staat is om die oorlog met Iran te hervat as geen vredesooreenkoms bereik word nie. President Donald Trump dring daarop aan dat enige ooreenkoms moet verseker dat Iran nooit kernwapens kan ontwikkel nie. Ethiopië hou vandag sy verkiesing te midde van interne veiligheidsuitdagings en verhoogde geopolitiese mededinging in die horing van Afrika. Opposisiepartye is volgens ontleeders gefragmenteerd en swak.
Frankryk se openbare aanklaer gaan die behandeling van Franse burgers ondersoek wat tydens 'n militêre klopjag op 'n hulpvlot na Gaza gearresteer is. Die aktiviste beweer hulle is deur Israeliese magte mishandel en verneder. In Kenia is 8 studente in hegtenis geneem in verband met 'n brand by die Utumishi Meisies Akademie waarin 16 kinders gesterf het. Die oorsaak van die brand bly onbekend terwyl forensiese ondersoeke voortduur. Julle sal onthou ons het verlede week oor daardie brand berig. Israeliese magte het Beaufort Kasteel in die suide van Libanon oorgeneem te midde van 'n uitgebreide grondoffensief. Die Libanese regering het Israel van kollektiewe straf beskuldig terwyl internasionale druk vir 'n wapenstilstand toeneem. In Frankryk is meer as 219 mense beseer tydens onluste na die Paris Saint-Germain se oorwinning in die Kampioeneliga eindstryd. Meer as 780 mense is in hegtenis geneem. As ek nou vir julle video's wys van wat daar in Parys aan die gang is. Japanse minister van verdediging Senjiro Koizumi het Beijing se beskuldiging van nuwe militarisme verwerp. Hy het China gekritiseer vir sy gebrek aan deursigtigheid en die vinnige uitbreiding van sy militêre vermoëns. 'n Ontploffing by 'n myn in 'n rebelle-beheerde dorpie in Myanmar het Sondag ten minste 55 mense gedood en dosyne beseer. Die Taang Nasionale Bevrydingsleer die voorval as 'n ongeluk beskryf. En 2 berigte ten laaste. In Argentinië groei 'n virale tendens waar jong mense hulle self as diere identifiseer, bekend as Therians. Sielkundiges waarsku dat die beweging slegs patologies word as dit in 'n diep gewortelde oortuiging verander wat selfskade kan veroorsaak. Ek moet vir jou sê, ek weet nie of daar 'n risiko is om selfskade te veroorsaak nie. Ek dink selfskade het reeds plaasgevind die oomblik as jy jouself as 'n dier identifiseer of as enigiets anders identifiseer as wat jy is. Dan is selfskade reeds daar. Dis nie iets wat vir jou wag nie. Dis nie iets wat jy op risiko voor is nie. Jy is selfbeskadig. Kafrikampies. En dan laastens in die Verenigde State het 'n snuffelhond by die Boston Logan lughawe op 4 gemummifiseerde ape afgekom in die bagasie van 'n reisiger wat uit die DRK, die Demokratiese Republiek Kongo teruggekeer het. Why?